Ja, awesome. Ons gaan nou weer bid vir mense. Is jy reg dat ons vir jou kom bid vanoggend? Kom, wie wil hê ons moet vir jou bid? Net een persoon. No, my word. Dankie, 2. Okay, na die boodskap hopelik gaan daar meer mense wees. Alright, welcome. You're in the house of faith this morning, alright? Ons praat min genoeg oor geloof, maar vanmôre wil ek geloof in jou hart kom losmaak. Die GPS van geloof. Vra in geloof en beweeg in vertroue. Ongelukkig dit is gelukkig op die bord. Geef vir Sean 'n groot handeklap. Wie ook al, wie? Wie? Gustav, jou eyster. Geef vir Gustav 'n groot handeklap. Dankie Gustav. Dankie Gus, ons waardeer jou. So ja, ek dink ons vra partykeer vir onsself, sekere Bybelkarakters, sekere ouens in die Bybel, dan wil ons probeer identifiseer met hulle oor goed wat in hulle lewe gebeur het. En dan tref dit ons 'n bietjie, dan raak dit ons om te dink, hier's 'n Bybelkarakter, goed wat hy deurmaak, en dan sê ons, ja, dis waar ek in my lewe is. En vanoggend kyk ons na die lewe van Petrus. En ek vra die vraag of jy al ooit gevoel het soos Petrus. Nie die Petrus wat ons op die einde van die journey van die Nuwe Testament leer ken, die een waarop die kerk gebou word, en een wat so groot geloofsman was nie. Ek praat van die Petrus wat, die vroeëre Petrus, wat op water moes loop, en wat gebeur toe? Toe sink hy. Ons almal weet dit. Hy het op water geloop, toe sink hy, en nou ja, hy sien Jesus op die water. Dit is Jesus wat hom roep, en Jesus, en hy sê vir Jesus, as u die Here is, as dit u is, roep my, sê vir my ek moet op die water loop, en Jesus sê vir hom, kom Petrus, kom! Wie van julle sou ook uit die boot het geklim, ek gou sien, waar is ons die geloofsmalle? Ek weet nie of ek sou nie. Ek is soos 'n waterpas, dit maak nie saak ook in die water lê nie, ek babbel bly in die middel, maar ek swem nie so lekker nie. Ek weet nie of ek net weer nag sou geloop het, maar Petrus het. Hy klim in die boot, hy loop op die water, en ek dink dit was een geweldige groot geloofsdaad wat hy gedoen het. Maar dan sien hy wind. Hy word bang, en hy begin sink. En dan roep hy uit, druk hy ore toe. Here, red my! Hy het gesê, Here, red my. Hy het geskreeu, want hy het besef, hy is dalk soos ek, hy kon nie swem nie, hy gaan sink, en hy gaan verdrink. En in 'n oomblik besef hy het God nodig, hy skreeu dit uit. En dalk is dit wat ons van lees, as ons Jakobus 1 gaan lees, onthou julle daar, die ou vertaling sê, verbly julle wanneer allerlei beproewinge oor julle pad kom, want as julle die toets deurstaan. Ek dink toe Jakobus hier geskryf het hy dalk ook aan Petrus gedink, dalk iets wat Petrus deurgewerk het, want Petrus was in so 'n golf gewees, waarvan Jakobus skryf. Hy het die bevel van Jesus gesien, hy het vol vertroue gereageer, maar toe hy die omstandighede sien, het hy begin twyfel. Hy is heen en weer geslinger deur die golwe, en hy beweeg van 'n plek van geloof na 'n plek van vrees. En dit gebeur so vinnig, so. In 'n oomblik, jy staan op 'n plek van geloof, jy sterk, en jy weet waar jy in jou pad is, jy weet wat moet gebeur, en in 'n oomblik stap die vyand in, en daar so hou wat geplant word, en onmiddellik is daar twyfel en goed wat in jou gees begin te opstaan, vrees. En wat doen Jesus? Ek love dit. Ek wens ek was so sterk geweest soos Sean, of nee, soos Bram, dat ek nou iemand kon geroep het en gesê het, dat ek jou gou opgryp, maar Jesus gaan en hy loop na Petrus toe, en hy gryp hom, en hy tel hom met die waters op. En ek kan net sien, toe Jesus hom gryp, en hy hom so vashou, is in die veilige plek waar Petrus homself bevind om te weet, ek is in die arms van Jesus. Matteus 14:31 sê Jesus, klein gelowige,
Waarom het jy begin twyfel? Dit was nie 'n vernederende ontbloting van Petrus om hom te humiliate voor mense nie. Dit was eintlik 'n diagnose met 'n oplossing. Jesus wat na hom kyk. Petrus se storm, se toets was nie sy storm nie. Die toets was om te kyk hoe sy oë kyk. Waarop gaan jy fokus? Fokus jy op die opdrag van Jesus of kyk na die winde wat rondom jou waai? En dit is presies waaroor Jakobus 1 ook gaan. Gaan na 'n plek toe wat jy net vanoggend iets verstaan van God wat op 'n ander manier, 'n nuwe manier, 'n vars manier, jou persepsie, jou perspektief wil verander, dat jy sal insien, sal raak sien soos wat God wil hê jy daarna moet kyk. Ons kyk so 'n bietjie na Jakobus en ek praat van die Petrus-proses. Jy kan dit ook noem die Dion-proses, of jou eie naam daarin voeg, die Willie, die Kobus, die Susan, die Sanet, die Willeen proses waarna God vanoggend kyk, en God kom trek jou vanoggend in 'n storie in, en terwyl ek hierdie skrif vir jou uitpak, op die tafel vir jou sit, wil ek die Here vertrou dat dit in jou gees sal resoneer, en jy net vanoggend sal sê, Here, dis waar ek is. Hy begin, hy sê, my liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan hom te leef. Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om net op hom te vertrou, kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word. Dis een van my diep innerlike begeertes, dat Endeavour Familiekerk 'n plek, 'n gemeente sal wees, waar ons geestelik na 'n volwassenheid toe groei. So julle sal geestelike groot mense word, wat weet hoe om elke situasie reg op te tree. As julle egter in 'n situasie kom waar julle twyfel oor wat die regte ding is om te doen, gaan vra net vir God. Hy sal nie snaaks van julle dink of julle verwyd omdat julle onseker is hoe om te leef nie. Hy sal julle eerder help met alles wat julle nodig het. Gaan vra, hy sal gee. Wil jy vir die Here net 'n handeklap gee nie? Glo jy dit vanoggend? Klap jou hande soos wat jy dit glo vanoggend in jou eie gees. Lord, we trust you. Whatever we've read just now, we believe what God can do. Petrus op die water was 'n geloofstoets. Hy het nie perfek geslaag nie, maar hy het 'n paar goed geleer. Ek dink een van die goed wat Petrus definitief in hierdie storie leer is, hy besef omstandighede moet of gaan nie noodwendig gunstig wees voordat jy uit 'n boot moet uitklim nie. Hy het nie gewag vir die winde wat moes gaan lê en die storm wat stil geraak het en die golfies wat gelyk het soos Port Elizabeth nie. Hy het uitgeklim uit hy skei uit die oomblik toe Jesus vir hom sê, klim uit.
Ek dink baie van ons wag baie keer vir omstandighede om net rustig te raak. Omstandighede om net verander. As my werksituasie verander, as my finansiële begroting verander, as hierdie ding, daardie ding gebeur, ek wil vanoggend vir jou sê, wees soos 'n Petrus en klim uit! Kan jy amen sê? Tweede ding wat ek dink hy geleer het. Luister hierdie mooi ding. Gemak en vrees is presies dieselfde. Gemak maak dat jy in die boot bly, en vrees maak ook dat jy in die boot bly. En partykeer moet ons juist daai geloof van ons harte kry om te sê, ek gaan op die woord van God, en op God se woord sal ek staan. Dink die derde ding wat hy geleer het is, waarop fokus jy? Kyk jy na die omstandighede, na die mense, na die faktore, na die dinge rondom jou? Nou as alles in plek val, as alles begin te regloop, dan sal jy uit die boot uitklim, of kyk jy vanoggend na Jesus en sê, ek gaan fokus. Vierde ding is, die slegte dinge waarvan Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 3, was nie die storm nie, dit was die sinkgevoel, dit was die vrees, en dit het vir Jakobus geleer, hy sê, ek kyk nie na my eie krag hoe ek dinge doen nie. Ek wil hom raak sien. Ek wil na Jesus kyk. Kom ek gee vir julle 'n absolute oortuiging. As ek dinge uit myself uit moes doen, sou dit 'n absolute flop gewees het. Maar die oomblik wanneer ek goed vir God gee, dan verander hy die gemors in 'n saak wat net absoluut, daai mooi woord wat Antoni vir ons gegee het, wat lyk soos 'n valley of despair, verander God in 'n valley of blessings. That's my God. That's our God. That's your God. En dis wat Petrus geleer het. In vers 5 en 6 sê hy, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom God daarom vra, maar laat hom bid in geloof sonder om te twyfel. Petrus het gevra, Here beveel my om na U toe te kom. En hy het in aanvanklike geloof gewandel, en toe kom hy twyfel, en toe sink hy. Jakobus sê, mense wat so twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf word, heen en weer. Petrus op die water was die lewende voorbeeld van 'n man wat tussen geloof en twyfel geval het. Maar hier is die genade. Ek dank God vir sy genade. Jesus het hom nie in die water gelos nie. Luister mooi. Net soos Jakobus, God verwyd jou nie vir jou onsekerheid nie. Hy sê in Jakobus 1 vers 5. Hy sê God verwyd jou nie vir jou onsekerheid nie. Hy help jou. Jy al hoor iemand sê, nee, ek het hom gewaarsku. Laat hy nou maar sy les leer. Nee, laat hy nou maar sy kop stamp. Ja. Sê vir jou kind, moenie jou hand in die waier druk nie, dan druk jy sy hand in die waier, dan spat daar 4 vingers, sê ek het jou gewaarsku. Nee, dis 'n sadis. Hier sink jy. En Jesus gaan onmiddellik, toe hy sê, Here red my. Toe gaan Jesus onmiddellik en hy sê, hey, kom hier so Petrus. Ek het jou lief man. Ek wil vanoggend vir jou sê, die genade van God is so groot, dat as jy geval het, as jy gesink het, dan kom hy met sy genade, en hy kom red jou uit. Ag, is dit nie amazing? En as dit nie daai genade was van Christus nie, waar sou ek en jy vandag gewees het? Ek het 'n paar aanhalings wat ek vir jou wil lees. John Ortberg skryf in sy boek, as Jesus die boot verlaat. Petrus se daad was nie roekeloos nie. Dit was gehoorsaamheid. En sy fout was nie dat hy uit die boot geklim het nie. Sy fout was dat hy opgehou het om na Jesus te kyk. Die toets gaan oor waarop jou oë fokus. Tim Keller skryf, hy sê, twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Vrees is. Geloof sê, ek weet wie God is. Twyfel vra, sal hy dit nou vir my wees? Vrees sê, hy sal nie. Petrus het van geloof na twyfel
na vrees beweeg, 3 vlakke, geloof, twyfel, vrees, maar Jesus het hom in daardie vrees gegryp, want hy wil jou help. Alright, derde persoon, Craig Rochelle sê, God is minder geïnteresseerd in jou sukses as in jou vorming. Hoor mooi, Petrus se sink was nie 'n mislukking nie, dit was 'n stap in sy vorming tot die rotsman van die vroeëre kerk. Charles Spurgeon het geskryf, Petrus het op die water gesink, luister mooi, maar hy het op die woorde van Christus geloop. En daardie selfde mond wat hom beveel het om te kom, het hom ook gered. Dieselfde Jesus wat toets, red ook. So, hoe lyk dit vandag om jou Petrus moment te hê? Ek sien van die bandlede nou net kom sit. Kan julle ons asseblief weer kom help? Baie dankie. Die eerste ding is, herken vanoggend God se uitnodiging. Jesus wat vir jou sê, net soos wat hy vir Petrus gesê het, kom. En vandag sê Jesus vir jou in jou storm, kom. Is jy reg om te kom? Is jy reg om te kom? Hierdie toets is 'n uitnodiging om op Jesus te fokus. Miskien wil jy neerskryf, my huidige storm is, maar u nooi my om op u te fokus. Miskien hou die storm van wat jy deurgaan op die oomblik jou so vas, dit belemmer jou so om vorentoe te gaan. Daai woord van vanoggend, jy sit in so 'n diep gat, dat jy regtig net vanoggend moet sê, Here, dit is my storm, maar my storm gee ek vanoggend oor aan God. Die tweede ding is, klim uit jou boot van gemak. Petrus moes die sekuriteit van die boot verlaat, en geloof vereis 'n stap. Wat is die boot wat jy dink jy veilig in is? Is dit al kontrole, of selfvertroue, of ek kan dit self doen? Miskien wil jy vanoggend saam met my bid en sê, Here, ek klim uit, ek gaan fokus op die opdrag en nie op die wind nie. Die derde stap is, wanneer jy begin sink, roep dadelik uit, Here, help my. Partykeer is ons net te trots, né? Om te sê, Here, ek het hulp nodig. Of om te sê, mense, ek het hulp nodig. Petrus het nie gewag tot hy onder was, hy het geskreeu en hy het gesê, Here, help my! As ek Dawid se storie lees in die Psalme, en hy skryf en hy sê, toe ek in geweldige waters was, het God my uitgeruk. God wil vanoggend kom en hy wil sy hand uitsteek na jou, en hy wil sê, ek ruk jou uit. Miskien in jou twyfel, is jy vanoggend op 'n plek van vrees en is jy bang. Here, ek sien die wind, ek sien die omstandighede, ek sien wat rondom my gebeur, maar ek kies om vanoggend te sê, ek fokus op God. Are you with me? Vierde ding is, onthou, die handeling bou karakter. Elke keer as jy weer op Jesus fokus na 'n twyfelmoment, bou God volharding in jou lewe. Jakobus 1 vers 3. Petrus se waterwandel het hom voorberei om later met moed voor die Sanhedrin te kon praat. Dit het hierdie Petrus voorberei dat hy later op Pinksterdag vir mense kon vertel van wie Jesus is, en 3000 mense kom tot bekering. Dit het hierdie Petrus 'n boldness gegee in sy gees, wat mense na hom gekyk het en besef het, hy's regtig 'n navolger van Christus. God gebruik, luister hierso, God gebruik vandag se toetse om jou vanmôre se geloof voor te berei. Ek sluit af. God vat jou vanoggend van 'n golf waarin jy geslinger word deur die vyand, heen en weer geslaan word. Dis 'n vreesaanjaende oomblik as jy op 'n boot is en jy voel daai boot gaan so op en af, en jy besef net die Here kan jou help. Skuif Petrus se lewe van 'n golfplek af
na 'n rotsplek toe. 1 Petrus 5 vers 10 skryf hierdie Petrus wat in water gesink het, skryf vir die volgende woorde. Hy sê in sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle 'n kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle self weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Petrus het van 'n golf geskuif na 'n rots, Matteus 16:18, en dis God se belofte ook vandag vir jou. As jy deur 'n toets gaan, wees opgewonde. Nie oor die pyn nie, maar oor die proses. Have the end in mind. Sien waarin God met jou op pad is. Weet dat God besig is met jou lewe, dat God in beheer is. God is besig om jou geloof sigbaar te maak en jou karakter te bou. En as jy twyfel, vra. Hy sal wysheid gee. Vra net in geloof. Bram vertel so 'n mooi storie van toe hulle in die jeugspanne was van Pneumatics en hulle toer rond oor die land en hulle preek en bedien en elke skool waar hulle optree gee daar honderde tieners elke keer hulle harte vir Jesus en dan klim hulle in hulle kombies en hulle ry weer in die volgende dorp en so is al net wonderwerke en goed wat gebeur en kom in 'n volgende dorp, volgende skool, doen die hele show, hulle die musiek en die prediking en al die goed wat gebeur, maak 'n uitnodiging en nie een tiener gee hulle hart vir Jesus nie. Niemand. En Bram en sy span is teruggeslaan en sê, Here, wat het hier gebeur? En die Here sê vir hulle, vir Bram, miskien het julle so hard probeer om dinge op julle eie te doen. Julle het gedink, julle het nie my nodig nie. En hulle alles opgepak en die Here sê vir Bram, gaan na die vierkant, die kwad. Gaan na die vierkant toe. En gaan kniel daar tussen al die leerlinge op julle knieë. Bram sê hy en sy span, hy deel dit met sy span en sê nou maar gaan ons. En is studente en almal kuier en lag en gesels en hulle gaan in die middel van die vierkant en hulle gaan op hulle knieë en maak hulle oë toe. En hulle bid in hulle gees. En terwyl hulle bid, hoor hulle kom 'n stilte in die skool. En toe hulle oë oopmaak, toe die hele skool op die vierkant kom kniel. En die hele skool gee hulle harte aan Jesus. Die hoof kanselleer die verdere periodes en 'n skool roep uit na Jesus. As jy by 'n plek kom in jou lewe waar jy sê, Here, ek gaan nie toelaat dat ek soos 'n golf rond en heen en weer geslinger word nie. Maar gaan wees soos 'n Petrus na Pinkster, gefestig in Jesus, onwankelbaar en vol geloof. Hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit end uit volbring, tot op die dag wanneer Jesus kom. My vrou, ek het haar gevra, sy het eintlik gehoor waaroor ek preek, en toe sê sy, luister hierdie storie wat gebeur het met een van ons baie goeie vriendinne. Môre. Ek, meeste van julle weet seker oor ons ordeal so 2 weke terug met Dion wat geval het. En ek was okay. Julle moet sien hoe lyk die pan. Dit is 'n joke. Ek was okay in daai oomblik. My seun was by, ons het alles gedoen wat ons moes doen. Maar alles was okay tot dit nie meer okay was nie. En elke keer, die dag na dit is Dion by die huis, en elke keer as hy opstaan, dan kom daar vrees oor my, gaan hy weer val. En ek besef, dit is absoluut 'n aanslag van die vyand. Die hele ding was 'n aanslag van die vyand. En 'n vriendin van my uit Pretoria stuur vir my WhatsApp en sy het hier dieselfde ding gegaan met haar man, min of meer. En sy sê vir my, die Here het met haar gepraat oor Romeine 10, waar hy sê, met jou hart moet jy glo. En as ek met my hart glo dat ek nie vrees het nie, dan moet ek met my hart glo
dat ek die vrees het nie. En nie met my gedagtes wat die vyand my aanval nie. Ek moet weet, omdat ek die Here dien, en hy is in my hart, en ek het 'n verhouding met hom, gaan hy my vrees laat oorwin. En ek wil vanoggend vir julle challenge, glo met jou hart vanoggend, dat die Here jou vrees, of dit wat jy mee sukkel, kan oorwin. Want hy wil dit vanoggend vir jou doen. Ek glo dat God vanoggend goed in hierdie plek wil doen. Daar's verskriklike lekker kos buitekant uitgepak. Hulle het alles in 'n kombi gelaai en na my huis toe gery. Jy kan nie nou haastig wees nie. I serve a God that is the Almighty God. En ek is regtig oortuig in my gees, ons moet moeg raak, geetvol raak vir die vyand. En ons moet by 'n plek wees waar ons sê, ek gee oor, en God doen die wonderwerk. Is daar mense wat saam my vanoggend wil sê, ek wil God vertrou, vir goed wat moet gebeur. Kom, maar was net nou 2 hande, nou is daar baie meer hande. Ek gaan vir jou iets anders te vra vanoggend. As dit vir jou moontlik is, jy het nie 'n rugprobleem of 'n knieprobleem of jy is ongemaklik aangetrek nie, wil ek vir jou vra, gaan asseblief op jou knieë saam met my. As jy vanoggend sê, Here, ek roep U uit, maar ek vra dat U die vyand 'n uitklop gaan gee binne 'n minuut. Ek roep U aan, U wat God is, dat U sal kom en U 'n wonderwerk vir my sal doen. U wat die God van wonderwerke genoem word. Here, kom ons vanoggend as 'n gemeente op ons knieë na U toe. Nie omdat ons platgeslaan is nie, maar omdat God se naam oor ons uitgeskrywe is. Omdat Jesus oorwin het op die kruishout van Golgotha. Hy het die dood, hy het die vyand oorwin, hy het opgestaan, hy lewe tot in ewigheid. En vanoggend roep ek dit oor hierdie gehoor, of dit kanker is, en of dit 'n diabetes siekte is, en of dit 'n swangerskap is wat moet plaasvind. My God kan alles doen, en ons roep dit vanmôre uit, Here, U wat die hemel en die aarde geskaap het, U wat elkeen van ons in die hand vashou, U wat kom en vanoggend sê, ek help jou, dat het vanoggend van ons soos 'n wonderwerk vlag sal wees wat opgaan, om te sê, my God het 'n wonderwerk vir my gedoen, op daardie dag in die Deo Familiekerk. Not because of who we are, but because of who you are. Here, vanoggend spreek ek dit oor hierdie gehoor. Huwelike wat vanoggend stikkend is, verhoudinge wat gebreek het. Ek roep vanmôre dat U dit sal herstel in Jesus naam. Ek bid vanoggend, Here, vir finansiële deurslagte, dat dit sal wees 'n wonderwerk op wonderwerk, 'n oorwinning op 'n oorwinning, en dat finansiële situasies in huisgesinne en besighede sal verander, sal groei, sal ontwikkel, sal wees dat ons kan sê, net God het dit vermag. Ek bid vanoggend, Here, vir 'n geestelike dood wat in huise en mense se lewens ingekom het, that there will be a spiritual revival in Jesus' name, and that people will seek the Lord, dat jong mense na God toe sal hardloop, en dat kinders in hierdie gemeente na hulle ouers toe sal gaan en sal sê, ek wil Jesus dien, en dat hierdie gemeente sal opstaan en sal sê, my God can do everything. En ons dankie daarvoor vanmôre, Here. Dankie dat ons vanmôre op ons knie is, nie omdat ons teruggeslaan is nie. Nie omdat ons verloor het nie, maar omdat ons vanmôre op ons knie is, omdat ons sê, ons erken, my hulp kom net van God af.
Ek bid vanoggend, Here, vir mense wat vashou, wat in 'n gemaksone is, wat bang is, wat vreesagtig wil reageer. Bid ek vanmôre dat hulle sal opstaan en sal sê, ek klim uit die boot uit. Ek doen dit wat Jesus vir my sê. Ek stap in geloof en ek sit my voet op die water en ek weet ek gaan nie sink nie, want my oë is op Jesus gefestig. Ek roep dit vanmôre oor hierdie gehoor in Jesus naam. En ek sê vir dankie, Here, dat U die een is wat vanoggend ingryp in huisgesinne, in omstandighede wat roekeloos lyk. Here, dankie dat U instap. Dankie dat die sake verander. Dankie dat die lewe bring waar daar dood was. Dankie dat U goed kom herstel. Dankie dat U ons kom hervestig. Dankie dat ons môre net weet U kom maak ons nuut. Ons eer U vir dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie. Baie dankie.